Goeiemôre gemeente. Vergun my net so 'n paar afkondigings te doen. Ek wil maar net weer eens sê, die nuutste getal wat ons gekry het van die bazaar wat ons geïn het, was net so onder R61.000, wat ons maar net baie dankbaar kan wees daarvoor. En dan wil ek ook net so 'n paar verjaarsdae aankondig. Dominee Zulke verjaar vandag. Ons wil maar net in haar afwesigheid vir haar baie geluk sê met haar verjaarsdag. Ja, en is nie altyd wat ons mense wat saam verjaar op een dag nie, maar ek dink party van julle weet dat sy ook verjaar saam met Wian Oosthuis, en ek sien hulle nie vanoggend hier nie. Ja, en dan het ons ook groot verjaarsdag daar in die Meierhuis gesin. Lorraine verjaar die 27ste van volgende week, en sy seun Gregory verjaar ook die 27ste, ons sê ook baie geluk vir hulle. En dan Liesel Jordaan, sy verjaar die 29ste, so ons sê vir hulle baie geluk, en oorval hulle met al julle goeie wense in WhatsApp boodskappe. Dan is dit ook vir my baie aangenaam om vir Annemarie vanoggend hier by ons te verwelkom. Annemarie is aan baie van ons bekend, ek dink nie sy's 'n vreemdeling nie, sy het al volgens, so wat ek kan onthou, al een keer hier by ons gepreek. Annemarie is 'n ouderling daar by Kranskloof gemeente, sy is die gade van Dominee Ben van Dijk, sy het preekbevoegdheid, so Annemarie, baie welkom hier vanoggend by ons sien uit na jou woordverkondiging en ons bid jou Gods rykste seën toe. Baie dankie. Goed, goeiemôre, dis vir my heerlik om hier te wees vandag. Ons tema van vanoggend is die geheim van vrug dra. En Molly, dankie vir hierdie 3 liedere vir voorsang. Hulle al 3 is so deel van vandag se boodskap. Nou my wotum kom uit Jeremia 17 uit. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie se vertroue die Here is. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs waters, wat sy wortels uitstoot na die voor. Hy merk nie eers op dat die hitte kom nie. Sy blare bly groen. In die jaar van droogte raak hy nie angstig nie, en hy hou nie op om vrug te dra nie. Gemeente, ek groet julle in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dis 'n voorreg vir ons vandag om hier by mekaar te wees. Dankie Here dat ons ongehinderd hier kan wees. Dat ons as broers en susters in U met mekaar kan gesels, kan ons rondom U woord gesels. Here, ek bid dat U woord aan ons sal oopbreek vandag. Vader, en dat U woord ons sal vorm en ontvorm. Here, en dat ons deur U woord sal hoor hoe groot U liefde vir ons is. En dat ons iets sal verstaan van die hoogte en die diepte en die breedte van U liefde. Here, daarom bid ek dat al die ander dinge wat ons mag pla, dat dit net eenkant toe geskuif sal word, dat ons fokus in hierdie oggend net op U sal wees. Open ons geestes oë en ore. Here, ons is in afwagting op U. In die naam van Jesus. Amen. Goed, ek vra elke einde van die jaar, begin van die nuwe jaar, vir die Here skrif vir daardie jaar. En dan skryf ek dit voor in my dagboek, dat ek dit net elke dag kan sien, kan lees. En toe, die einde van verlede jaar, kry ek toe hierdie skrif wat ons skrifgedeelte is vandag. Maar mens moet ook nou verantwoordelik wees vir wat jy bid, nê? Jy kan nie vir die Here iets vra en hy gee dit dalk vir jou en jy doen dit dalk nie. So, vandag se tema
wat is die geheim van vrug dra? Maar kom ons lees uit Johannes 12, vers 23 tot 26. Jesus antwoord hulle, die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Amen, amen, ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel. Maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Wie sy lewe lief het, verloor dit. Maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil doen, sal die Vader hom eer. Goed, nou as ons nou kyk, wanneer het Jesus hierdie vir sy disippels gesê, en in hierdie gedeelte berei die Here sy disippels voor op sy kruisiging, op sy dood. En hy sê hierso, die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. En nou dink jy verheerlik en kruisiging, doodgaan, hoe pas dit by mekaar? Dis eintlik asof dit 'n teenstrydigheid is. Maar nou hoor ons hoe Jesus daaroor dink. Dit is sy verheerliking. Maar nou verduidelik Jesus dit vir hulle. Nou ons sien, Jesus het altyd 'n gelykenisse met hulle gepraat, sodat hulle dit kon verstaan. En hy het altyd dinge gebruik wat deel was van hulle leefwêreld. So, hy praat toe oor die koringkorrel. Nou, as ons kyk na 'n koringkorrel en ons sien 'n paar koringkorrels daar lê, dis onbeduidend, dis klein. Dit sê nie baie nie. Nou, as koringkorrels daar sien hom aan die pad lê, wat se doel kan dit dien? Nou, voëls kan kom en dit eet, en dis dit. Dit gaan nie verder nie. Of as dit in jou rak lê, beteken dit nie veel nie. Dit is eintlik dan waardeloos. Een keer was ons kleinkinders uit Pole daar, ek dink nou aan verlede jaar toe hulle daar was, en die jongste enetjie was maar 'n jaar, amper 2 jaar oud, hulle was klein, en hulle vra toe vir my, hulle soek sade om te plant. Ek sê, ja, ek het geen sade in hierdie huis nie, maar daar was die sonneblomsade, en hulle het hierdie sonneblomsade geplant, en glo my, daar 3 plante opgekom. Ek dink daai drietjies het so geglo, hierdie sade gaan opkom. Die sade, as dit net daar gelê het in die kombuis, het absoluut niks beteken nie. Jy sou dit dalk saam met 'n slaai of iets geëet het. Maar is net as dit in die grond gaan, as dit geplant word, dat dit enigstens vrugte dra. Want as jy die koring plant, produseer dit meer, baie korrels. Jy kan daarvan brood bak, of beskuit bak, of kos maak. Jy kan mense voed deur dit. Jy sien, 'n koringkorreltjie is 'n eindelose stuk potensiaal. Daar lê soveel potensiaal in daai koringkorrel, maar nie as dit op die pad lê, nie as dit op 'n rak staan, alleenlik as dit geplant is in die grond. Dis waar dit krag het. Dis waar iets daarvan kan kom. Dis waar dit kan vermeerder. Dis waar dit mense kan voed. So die krag van die koringkorrel kom eers na vore wanneer hy vergaan in die grond. Net as hierdie koringkorrel sterwe, kan dit nuwe lewe voortbring, wat hy baie mense kan voed. Die kern bly behoue, die dop vergaan en die kern met al hierdie potensiaal bly behoue. En nou sê Jesus vir sy disippels, julle verstaan dit mos. En dan moet julle ook mos verstaan wat met my gaan gebeur.
En ek dink nie hulle het dit toe verstaan nie. Hier kom die grootste konfrontasie wat die wêreld nog geken het. Met Jesus, wat deur te sterf, vir die wêreld weer hoop gebring het. En nou dink ons, ek dink die eerste ding wat ek geleer het, as kind, Jesus het gesterf vir jou sondes. Dis hoekom Jesus aan die kruis gesterf het. Maar dit is maar net een van die dinge. Ons maak die evangelie so arm, as ons net dit hoor, of dit verkondig. Daar het soveel meer gebeur. Jesus het sy koninkryk begin. Want Jesus het koninkryk gepreek, toe hy op aarde was. En deur sy kruisiging, wil ek amper sê, sy koninkryk kon begin, kon uitgaan. En ons is almal medewerkers aan hierdie koninkryk van God. Hy is gekroon met 'n doringkroon. Maar hierdie kroon is die kroon vir sy koninkryk. So dit het alles te doen met Jesus se koninkryk. En hy moes as mens sterf, sodat daar baie vrug kan kom, sodat sy koninkryk met hoop kan uitbou, sodat ons in vryheid kan leef, en in vryheid sy woord kan verkondig, in vryheid sy koninkryk kan aanbou. En dit mag dalk wees dat ons nie altyd hierdie vryheid sal hê wat ons nou het vandag nie, maar daar's 'n innerlike vryheid wat deel maak van hierdie verheerliking van Jesus. En dis wat tel, dis God se plan wat tel. Dis die eer van God, die wil van God. En sy wil is dat mense nie verlore sal gaan nie, maar dat hulle in 'n wonderlike verhouding met hom sal lewe. En ons moet lewe. Ons moet lewe tot eer van God. Maar ons kan dit nie doen as ons nie ook, soos hierdie koringkorrel, sterf nie. Want Jesus se verheerliking is die Satan se doodsteek. En juis was Jesus se kruisiging die begin van die einde vir Satan. Nou kom ons kyk, die koringkorrel en jy en ek, hoe raak dit jou? Jesus het toe tot op 'n punt oor homself gepraat, maar toe begin hy praat met hulle, en maar wat van jou? Hoe raak hierdie koringkorrel storie jou? Dis eers as jy aan jouself sterf, dat jy kan begin vrug dra. Daar is 2 tipe mense in die kerk, en ons sien dit daar in die tyd van Jesus. Die eerste een is hulle beskerm hierdie alles wat hulle het. Alles wat hulle het moet beskerm word. Ek wil dit amper vergelyk, ek weet nie of dit 'n goeie vergelyking is nie. Jy het, hierdie gemeente het 'n belegging, en hierdie belegging moet met alles net beskerm word. 'n Ander gemeente het dieselfde geld, maar hulle ploeg dit in. Hulle stuur mense uit. Hulle verkondig die woord. Dis die koringkorrel wat sterf. Al hoe meer word gebeur daarmee. So dit is met die prysgee van dinge. Dat daar meer kan kom. Met die prysgee van dinge, om te laat gaan, om te sterf aan jou ekkigheid. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan om Jesus en sy verheerliking. En dat hierdie koringkorrel moet sterf sodat daar meer lewe is. Sterf aan jou belange,
Want dit gaan om wat is die belang van Jesus? Hoe kan ek aan hierdie koninkryk meewerk? En in vers 25 sê Jesus dit baie duidelik. Hy sê wie sy lewe liefhet, verloor dit. Maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, sal dit vir die ewige lewe behou. En dan kom hier 'n baie belangrike deel wat Jesus sê. Hy sê as iemand my wil dien, laat hy my dan volg. En waar ek is, daar sal my dienskneg ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Dit is 'n groot ding. Om te weet, as jy Jesus dien, gaan God, Vader, jou eer. Jo, dis 'n baie groot ding wat Jesus hier sê vir hulle. Maar wat is die toets hiervan? Van hierdie diens, hierdie vrugte dra? Die toets kry ons in een woordjie, en dit is liefde. Liefde is die toets. Liefde is die geheim van vrug dra. Liefde is die geheim van lewe, van meer en meer lewe. Want in die begin het ek daardie gelees wat staan, maar dit is aan liefde vir mekaar, wat die mense sal weet, ons is sy volgelinge. En nou kry ons dit nie altyd reg nie. Ek probeer, dan faal ek. Toe besef ek moet nie probeer nie. Ek moet net oefen. Oefen om lief te hê. Oefen om deel te wees, 'n medewerker te wees in God se koninkryk. En hoe meer ons oefen, hoe meer gaan ons slaag. Maar as jy dink, ag ek probeer en ek kry dit net nie reg nie en ek het nou alweer 'n ding gedoen wat ek nie moes doen nie en ek het nou weer liefdeloos opgetree en so kan ons almal aangaan. Nee. Jy sê ek moet geoefen. Ek gaan môre weer oefen. Ek gaan heeltyd oefen tot ek beter is in lief hê. En dit stel my, dit gee vir my soveel hoop vir myself om te weet ek moet oefen. Ek gaan dit nie heeltyd reg kry nie. Want Jesus het in sy aardse vorm, in sy aardse gestalte, moes hy hierdie offer bring, dat sy krag vrygestel kan word. En na sy opstanding het hy in 'n ander gestalte gewees, en ons het die ewige lewe, ons sondes is vergewe. Maar dit mag nooit daar ophou nie. Dit moet gestaltes kry in liefde vir mense. En daar's iets, ons het juis in die week wat verby is, in ons een selgroep daaroor gepraat. Jesus is nie daar om ons te volg nie. Ons moet hom volg. Want as ons sê, Jesus, ek het nou hierdie plan gemaak, seën dit asseblief. Here, ek gaan nou dit en dit en dit doen, ek soek u seën. Gee asseblief dat ek 'n parkeerplekkie sal kry voor die winkel. En so kan ons aangaan. Ek het eendag 'n baie duur les geleer met daai parkeerplekkie. Wat ek toe reg voor die parkeerplek kry en ek gaan parkeer, en toe ek uitkom, toe kry ek 'n boetekaartjie, want op die sypaadjie was 'n groot, geen parkering na 4 nie. So Jesus is nie daar om jou te dien nie. Jy is daar om hom te dien. Daarom gaan dit nie oor jou eie agenda en Jesus sien nou maar net my agenda nie. Nee.
Dit gaan om, wat wil u hê moet ek doen? Met wie moet ek praat vandag? Waarheen moet ek gaan vandag? Hoe kan ek u koninkryk laat kom? En dit is daar waar jy is en werk. Dit is nie, nou gaan almal sendelinge word nie. Jesus het mense nodig, orals in die wêreld. En ek het in die afgelope tyd, juis op 2 plekke, het ek mense ontmoet, wat dit het uitgeborrel uit hulle, dat hulle medewerkers is aan die koninkryk van God. Ek kom in Pick n Pay, nou ek gaan gewoonlik Checkers toe, en dit is om die hoek. En ek gaan Pick n Pay toe die dag. En hier by die vrugte, die man wat die vrugte weeg, groente weeg, ek is nog daar besig om groente uit te soek. Hy kom na my toe, hy sê vir my, weet jy, en dis die eerste keer dat ek hom sien, hy sê, weet jy, ons as Christene gaan partykeer baie moeilike dinge deur, maar ons moet. Want dit is ook daardeur wat die wêreld kan sien hoe ons as Christene optree. En ek en hy het nou nog gesels, ek sê vir hom, weet jy, ek kom nooit hiernatoe nie, maar ek moes nou vandag hier wees, dat ek hierdie boodskap by jou kon hoor. Hy sê, nee, hy moes daar wees, want hy moes die boodskap vir my gee. Nou kyk, dit was asof ek kontak met 'n engel gehad het. Die volgende week toe gaan ek weer Pick n Pay toe. Toe is hy nie daar nie. En die volgende week weer. En toe vra ek, werk hierdie man? Toe werk hy nie meer daar nie. So dit was op daai dag, moes ek by hierdie vreemde man hierdie boodskap kry. En hier is by een van die coffee shops daar naby ons. Ons gaan soontoe en hier hoor ek 'n vletjie blaas en hy maak so en ek stop. Hy sê, kyk, jy is so ver van die ander kar af en ek het dit nie gesien nie. Hy sê die Heilige Gees het vir hom gesê, hardloop, gaan stop daai ongeluk. En hy het dit gedoen. Gehardloop en gestop. En die man is vol van die Heilige Gees, want ons was alweer daar. Nou hoor jy hoe hy praat. So hy bring die koninkryk daar waar hy werk. Hy is daar deur die Here gesit. En jy is op 'n spesifieke plek deur die Here gesit om vir hom te werk. Nou, wat is die betekenis vir ons? Dis baie keer pynlik om hierdie koringkorrel te wees. Want hy moet doodgaan aan homself. Dis allerhande dinge wat met jou gebeur. So dis nie maklik nie, dis pynlik. Maar ons moet dit doen, sodat ons agter Jesus kan aanstap en nie net ons eie pad volg nie. Ons moet doen wat Jesus gedoen het, om te dien, om lief te hê. As mens kyk hoe Jesus lief gehad het, mense, randfigure in die samelewing. Hy het saam met hulle gaan eet, hy het met hulle gepraat, hy het hulle aangeraak. Want jy het 'n keuse. Jy kan geplant word en aan jouself sterf en vrug dra, of jy kan maar net dit nie doen nie. Dit is jou keuse. Maar die wil van God is dat ons sal vrug dra. Dit is baie, baie duidelik in die Bybel. En die primêre taal is liefde. Jy kan dit nie doen sonder liefde nie. Maar nou, het jy nie altyd liefde in jouself nie. Daarom moet ons sê, Here, stort u liefde in my uit, dat dit u liefde is,
wat ek sal wys, u liefde wat ander sal help. Dalk is daar iets wat die Heilige Gees al lankal vir jou vra om te doen. En jy het nog heeltyd 'n verskoning waarom jy dit nie doen nie. Jy sien lus nie of wat ook al. Gaan luister weer bietjie vandag na daai ding wat die Heilige Gees vir jou sê. Vader wag om jou te eer vir daardie stuk gehoorsaamheid. Dit is belangrik dat ons sonde moet bely in hierdie proses van deel wees aan die koninkryk. Maar ons moet ook onsself ontdek. En dit gaan nie hier om 'n selfsugtige ego trip nie. Dit gaan om jouself te ken, dat jy ook beter sal weet hoe God jou wil gebruik en kan gebruik. In Joël staan daai bekende, keer met julle hele hart na my toe, vas en huil en treur. En dit gaan ook om te gee. Ek het 'n belangrike ding gelees oor gee. Daar staan, it's not about increasing your living. It's about increasing your giving. En dit moet jou houding wees, om jou gee al hoe meer te maak. Ek sluit af. Mag die lewe vir jou 'n geestelike reis saam met Jesus wees, sodat jy al hoe meer in sy liefde kan leef, en dat jou lewe van hom kan getuig. Dit is eintlik 'n baie opwindende lewe, want jy weet nie wat vandag gaan gebeur of môre gaan gebeur nie, maar jou oë moet oop wees, en jou gesindheid in jou hart moet wees, Here, ek wil vandag daardie koringkorrel wees wat sterf, sodat ek vrug kan dra. Vrug wat by die bekering pas, maar liefde, dat ek liefde kan leef. Amen. Ons hemelse Vader, Here, baie dankie dat Jesus vir ons die pad gewys het. Here, en ek bid dat ons gehoorsaam sal wees vir hierdie opdrag wat U vir ons gee, om net te gaan lief hê. Here, ek het nie opleiding of 'n sertifikaat nodig om dit te doen nie. Ek net U in my hart nodig, dat U dit deur my, deur elkeen van ons, sal doen. O Vader, ek bid vir Westville gemeente, dat hierdie gemeente sal bekend staan as hulle wat lief het. Dat U liefde so in elkeen se hart uitgestort sal wees, dat dit nie anders kan nie, as om lief te hê en vrug te dra, sodat ons ook hierdie omvangryk, hierdie hoogte en diepte van U liefde kan uitdra. Dat ons aan onsself sal sterf. Here, praat met elkeen van ons in hierdie dag oor die dinge wat U wil hê ons moet doen. Maar voor ons dit kan doen, moet ons eers in U liefde wees. En U gee dit. U gee dit aan elkeen. Ons elkeen kwalifiseer daarvoor. Dankie, Here. In die naam van Jesus. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle skyn en aan julle sy vrede gee. Amen.